kan maar die sitplekke inneem. Nou ja, die ding waarvoor die groot mense nou eintlik wag, nê? Vir Nugget. Kom ons gaan aan met ou Nugget. Hier is nog 'n interessante ene. Toe Nugget hoor dat hy Bosveld toe gaan, was hy verskriklik opgewonde. Hy het al daarna gedink dat hy die leeu, stiers en kamperde gaan sien, en ook nog bokke en bobbejane. Hy kon nie meer wag om daar te kom nie. Toe hy uiteindelik daar aanland, spring hy en Sissie uit die kar en hardloop die hele werf vol. Oral rondom is daar net bos. Papa waarsku ook sommer gou. Julle moet dit nie te ver alleen waag nie, want die son sak al en net nou kom die leeu's iets soek om te eet. Dit was genoeg om hulle vinnig huis toe te laat naal. Terwyl hulle rustig en warm in die beddens lê, hoor hulle hoe brul die leeu's daar buite. Hoe lag die hyenas en hoe blaf die jakkalse. Hulle is maar te bly dat hulle veilig binne in die bed is. So raak hulle aan die slaap met die duisend en een geluide van die diere in die nag. Die volgende oggend skrik hulle wakker toe dit al helder lig is. Hulle is so opgewonde dat hulle eens hulle ontbyt wil eet nie. Maar die oom en pappa sê albei dat hulle beslis eers ontbyt moet eet voor hulle die dag begin. Terwyl hulle eet, sê die oom vir hulle: "Voor julle gaan speel, moet julle weet dat daar snaakse goed in die bos is. Julle moenie sommer enige iets pluk wat julle sien nie. Sommige plante is giftig en ander kan weer ander probleme veroorsaak. Los dus liewer maar die sade of bessies heeltemal uit." Nou is dit interessant om te weet dat die Bybel sulke goed raad het en om mense so goed te kan bedien. Spreuke 14 vers 16 sê: "Wie wysheid het, is versigtig en vermy die kwaad. Wie wysheid kortkom, is roekeloos en selfverseker." Eenvoudig gestel, wie gehoorsaam en slim is versigtig en bly weg van kwaad doen. Wie ongehoorsaam en dom dinge doen, is roekeloos en net vol van homself sy eie planne. Nugget en Sissie is toe daar weg, die bosse in. Sissie sê later: "Nee wat, die bosse word nou te ruig. Ek gaan liewer terug huis toe." Nugget sê: "Nee man, kom saam, en kyk ons wat alles hier rond te sien is." Hy stap ook sommer aan tot by die riviertjie wat opgedroog is. Daar aan 'n boom sien hy iets fantasties. Dis te wonderlik. Hy kon sy eie oë nie glo nie. Dis sulke lang goue pele. Dit lyk amper soos boontjies. Hy het nog nooit goud aan 'n boom sien groei nie. Hy dink: "Sjoe, wat ek nie alles met die goud kan doen nie." Hy dink aan al die lekker goed en melkskommels wat hy sal kan koop as hy hierdie goue pele kan verkoop. Hy stap nader en ja, so waar, die son skitter op die pele en die pele het sulke goue hare ook. Hy dink: "Mensig, ek moet sommer baie daarvan huis toe neem." Dink net wat langkoos, bakoor en chopstick sê as hulle hierdie pele sien. Ai, om te dink dat goud aan bome kan groei. Hy pluk ook sommer vinnig 'n klomp en druk dit voor by sy hemp en sakke in. Later sy hemp styf gespan van al die pele. O, hy het net so baie van die goud. Dit gaan tog te wonderlik wees. Hy begin terugstap huis toe. Hy het nie ver gestap nie, toe begin hy juk. Hy krap hier en krap daar om van die juk ontslae te raak. Later is dit so erg dat hy op en af begin spring, maar hy kan nie genoeg krap nie. Dis of die krappery ook nie wil help nie. Toe hy voor by sy hemp inloer, sien hy op sy lyf 'n uitslag wat so groot rooi vlamme lyk. Toe begin hy besef dat hierdie goud brand. Hy het nooit geweet goud kan brand nie. Hy pluk die pele uit en sy sakke uit en sy hemp. Hy juk en brand so dat hy nader aan sy hemp ook uittrek. Maar dit help nie.
Later het hy ook sy broek uit. Kom volgende week terug vir die res. Oké, welkom terug. Lekker om julle weer te sien. Hulle was ook so 'n bietjie weg gewees en nou ja, ons amper so saam weer teruggekom. Welkom terug ook hierso en elkeen van die gemeente wat vanoggend hier is. Lekker om julle elkeen ook vanoggend hier te sien. Kom ons maak net ons harte stil voor die Here, dan doen ons net 'n gebed saam. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart U welbehaaglik wees, my Here en my rots. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser en word vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n oorgangslied dan ook nou saam. Gesang 10, Grote God aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Kom ons sing 3 verse staande saam. Kom ons maak die onfeilbare woord van die Here oop en wel daarso by Johannes hoofstuk 12. Johannes die 12de hoofstuk. Ons gaan daar vanaf vers 12 tot en met vers 19 saam lees. Dit handel oor die intog in Jerusalem dan nou. Johannes hoofstuk 12, vers 12 tot en met vers 19. Ek lees vir ons uit Johannes hoofstuk 12, vers 12 tot en met vers 19. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is: Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlike is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. Die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê: sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan as ons die troonkamer van die Here ook in gebed dan nader. Hemelse Vader, is vir ons 'n wonderlike geleentheid om dan ook by hierdie Sondag te kan kom buig en U te kan aanbid, besonder hierdie Palmsondag wat dan ook gevier word juis oor die Here Jesus Christus, wat dan ook Jerusalem genader het, ook geweet het van sy werke, maar ook dit wat U dan ook vir ons kom doen het. Here, dat U deur die Here Jesus Christus se lewe en se sterwe en die opwekking vir ons daardie lewe wil kom gee, dat U ons lewend gemaak het van sonde, ons vry kom maak het, en vir ons die ewige lewe dan ook kom gee het. Here, dankie dat ons weet ook, soos wat U vir ons daardie lewe kom gee, dat U ook in die opstanding vir ons lewe sal kom gee, soos die woord van die Here ook getuig, dat hierdie lewe 'n oorgang van die een lewe na 'n ander lewe is, vir hulle wat waarlik gered is. Maar vir hulle wat ongered is dit 'n opstanding van die lewe na die dood. En daarvoor eer ons U vir die werk van die Here Jesus Christus aan die kruis, dit wat U kom doen het, U wat dan ook die behouer is van ons siele, U wat U siele bewaar, ook vir daardie dag, wanneer U dan ook gaan terugkom, om ons saam met U te neem, as ons dan ook Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, U as koning van ons lewe kom maak het, en dat U daarin ook kan kom heers. Ons wil U kom aanbid daarvoor vanoggend. Maar Here, ook vir ons gemeente. U weet van elke aktiwiteit. Dankie vir gister dat U die handewerk kom seën het, al die dinge wat daar vooraf en na die tyd ook moes gebeur. Al die eer bring ons U toe, want Here, U is die ene wat weet wat is ons behoefte en dat U ook daarin kom vervul.
Dankie dat ons ook weet, Here, dat U die groot geneesheer is, dat U mense wil aanraak en genees. Bid ons vir die gemeente, vir siekes op daardie lys, ook vir hulle buite gemeenteverband vir wie ons bid, dat U ware genesing sal kom gee. En Here, ons wil U ook kom eer vir wat U al reeds kom doen het, vir 'n hele klompie mense op daardie lys, dat U kom aanraak het, kom genees het. Gaan voort met U goddelike werk en verheerlik U self ook daarin. Dankie Hemelse Vader dat ons ook kan kom bid, dat U ook die aktiwiteite van die gemeente sal seën. En Here, terwyl ons dan ook ons voorberei vir die Paastyd, weet ons ook dat dit 'n tyd is waar daar baie konferensies ook sal wees. Ons bid vir ons eie kerkkonferensies, daar by Eden, daar in die Kaap, en ander plekke waar daar konferensie gehou sal word, dat U kennerlik teenwoordig sal wees, dat U met mense sal ontmoet, en juis in hierdie tyd, vir die redding nog van kosbare siele. Here, man, dit is waarvoor U gekom het. U het gekom om te soek en te red, die wat verlore is, dat mense onder die oortuiging van die Heilige Gees sal kom, dat hulle verlore is, dat hulle gered sal word. Ons bid vir die prediking van die woord, dat dit in krag en in waarheid sal wees, dat dit die oortuiging in harte en lewens sal bring, en dat mense in hierdie tyd na God sal roep, vir redding, vrymaking, en dat U groot genade ook sal skenk. Dankie dat ons weet U wil dit doen, en U word ook daarin verheerlik. Dankie Hemelse Vader, dat ons ook kan kom buig en kom bid, hier in ons eie gemeente, waar die woord ook hier verkondig sal word, dat U kennerlik teenwoordig sal wees, dat U self sal salf en sal toerus. Ook vir vanoggend, Here, wanneer die woord bedien word, dat U dit sal seën, en dat U ook dit in harte sal kom ingrafeer. Word verheerlik in ons midde. Amen. Liewe toehoorder, vanoggend staan ons stil by Johannes hoofstuk 12, en besonder dan ook met hierdie woorde daar in vers 13, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Hosanna aan die koning van Israel. Hierdie wonderlike geleentheid waarin mense dan ook besef het, dat die Here Jesus Christus het as koning gekom. Ons weet daar was 'n vorige geleentheid waar hulle die Here Jesus Christus dan ook met geweld koning wou gemaak het. Waar hulle onder daardie oortuiging gekom het dat hy vir hulle van die Romeinse ryk sal kom verlos. Maar hier sou die erkenning dat hy die seun van God op 'n besondere wyse is, met hierdie woorde, Hosanna, geseënd is hy wat kom, die Here Jesus Christus. Hoekom? Want dit is opgeskrywe in die geskiedenis. In Sagaria hoofstuk 6 vers 6, kom juis die getuienis van dit wat ook dan hier sou plaasvind. En daarom dat die woord van die Here ook daarna verwys, van dit wat opgeskrywe is. In vers 15, die waarmaking van die profesie. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. Hier word die waarmaking van die profesie van Sagaria dan ook gemaak. Nou hoekom sou palms dan gebruik word? Palms het die simbool gehad van wanneer 'n koning dan ook sou terugkom van die oorlog af. Sou hulle palms gevat het, hulle sou daardie palms dan as 'n triomftog vir daardie koning, van daardie oorwinning wat hy behaal het oor daardie vyande van hom. En wat 'n wonderlike voorreg toe hulle dan ook die Here Jesus Christus, toe hy daar met daardie donkie ingery kom, nederig op 'n esel vul se rug, het hulle erkenning kom gee, het hulle die palms geswaai, om daardie triomf van die Here Jesus Christus as koning van die Jode, maar ook koning van die wêreld te kom erken. En daarom hierdie wonderlike geleentheid, toe die Here Jesus Christus daarin beweeg. Nou die antieke tyd het die Grieke dan ook palms gebruik by die viering van hulle feeste. So ek het die Jode, wanneer hulle dan ook die fees van die tabernakels gevier het hulle juis dit met palms dan ook gedoen. Dit juis daarop dui dat die Here Jesus Christus daardie oorwinnaar is, dat hy triomfantlik oor die dood en oor die hel is.
Dit spreek ook van daardie eer wat aan hom toekom. Daarom dat hulle ook vir hom sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel, die koning van die konings, die koning van die Jode. Dit was dan ook die algemene praktyk, en daarom ook dan in hierdie geleentheid waar ware erkenning, die eer aan die Here Jesus Christus dan ook gegee word, as koning, as Messias en as verlosser. Toe daardie Jode hom dan ook op hierdie wyse dan wou vereer het. Daarom dat ons ook dan hierdie dag vier as die Palm Sondag, want dit is juis dit wat gebeur het met die Here Jesus Christus toe hy met al sy werk klaar was en die laaste gedeelte van sy bediening waar hy na Jerusalem gekom het vir die laaste week voordat hy daar aan die kruis dan sou gesterf het. En gaan ons bietjie in hierdie tyd net stil staan by 'n paar gedagtes van wat het gebeur van die Palm Sondag af toe die Here daar van Betfage afgekom het, Betania se gedeelte, daar op die Olyfberg gestaan het, toe hy daar afbeweeg het, wat het daar gebeur toe hy daar oor Jerusalem gekyk het, en die intog in Jerusalem, wat het daar binne in Jerusalem gebeur? Ons gaan net bietjie by hierdie gebeurtenisse stil staan. As die Heer se wil, as Vrydagoggend, by dit wat daar gebeur het, toe hulle die Here Jesus Christus gevange geneem het, en tot daar by die kruis waar hom gevat het, en dan Sondag, as die Heer se wil is, dan ook by daardie opstandingsdag. Ek sal kyk ook deur die week met die oggendstukkies, net so 'n paar gedagtes met u deel, oor wat het gebeur by hierdie geleentheid, toe die Here Jesus Christus daar na Jerusalem toegekom het, en dat die Here ook vir ons daardeur sal kom lei. Ons ken baie van hierdie dinge, ons lees die woord van die Here, en ons lees hierdie dinge dan ook daarin saam. En daarom ook die wonderlike, Lukas 9 vers 51, wat dan ook vir ons sê, en toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Wat het alles daar in Jerusalem gebeur? Al die gebeurte daar rondom. Ons lees dan ook in Matteus hoofstuk 21 en Lukas 19 juis van hierdie Palm Sondag, maar is interessant, dit is net hier waar in Johannes gepraat word van die palms. In die ander evangelies word daarna verwys takke wat afgeknip was of afgesny was, wat hulle dan ook gebruik het. Maar juis hierso in Johannes waar hy dan ook na die palms dan ook verwys. Wat het gebeur met die Here Jesus Christus op hierdie Palm Sondag? As ons deur die woord van die Here dan ook blaai en ons kyk na hierdie, dan sien ons in die eerste plek, daar was 'n triomfantelike intog gewees. Matteus 21 vers 1 kom sê ook vir ons, en toe hulle naby Jerusalem gekom het en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, Matteus 21 vers 2, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar, maak haar los en bring haar vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. Die Here Jesus Christus wat hier op 'n eenvoudige, nederige manier daar in Jerusalem sou inbeweeg het. Hoe die Here dan ook daardie disippels gebruik het om dan daardie donkies te gaan haal, en hoe die Here Jesus Christus op daardie esel se rug dan ook daar ingekom het, 'n vul se wat nog nooit daardie las gehad het, wat vir die eerste keer iemand en iets op sy rug het. Nou ja, iets redeliks ongewoond ook, maar deur die genade weet ons dat God dit dan ook so beskik het en so onderneem het. Ek weet op 'n stadium, en ek glo dit oom Johan Jordaan het dalk dit ook hierso by julle gepreek oor daardie donkie wat losgemaak moes word. Ek gaan nie by al daardie goeie stil staan nie. Ek wil net graag dat ons net bietjie deur die woord van die Here blaai. Wat het gebeur vandat hy daar by die Olyfberg gekom het, totdat hy dan in Jerusalem ingekom het en daaruit is dan ook. Die Here Jesus Christus het 'n opdrag gegee aan sy disippels met hierdie triomflike intog
sou daardie disippels dan ook moes gegaan het, soos die woord van die Here vir ons hier sê. Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. Ons sien in hierdie gedeelte, daar is 'n paar dinge wat ons in hierdie van die disippels dan ook sien. Hulle gehoorsaamheid, hulle ondervinding en hulle getuienis wat dan daarso is. As ons kyk na daardie gehoorsaamheid van hierdie disippels, dan sien ons hierdie volgende wat die woord van die Here dan ook sê. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. Daardie disippels het gehoorsaam na die Here geluister. Hoekom? Hulle het geloof gehad in sy woord. Hulle was vir soveel jare al was hulle saam met die Here Jesus Christus. En nou kom hulle by daardie punt waar hulle moet begin om self te handel in gehoorsaamheid. En hierdie disippels luister, wat sê die Here Jesus Christus vir hulle? Hulle het nie geweet wat lê daar voor vir hulle nie. Hulle het nie geweet of hulle daardie eselin en haar vul daar sal vind nie. Hulle het nie geweet wat in die toekoms vir hulle sou lê nie. Maar hulle het geluister wat die Here Jesus Christus gesê het, en in gehoorsaamheid het hulle gehandel op dit wat die Here Jesus Christus gesê het. Daarom so belangrik dat ons die woord van die Here moet lees. Ons moet luister wat die woord van die Here sê, sodat ons in gehoorsaamheid kan handel, ook op toekomsgebeure wat die Here Jesus Christus vir ons sê. Hulle ondervinding toe hulle daar in Jerusalem inkom, wat vind hulle? Hulle vind dit net soos die Here Jesus Christus gesê. Daardie woord van die Here het uitgekom, sy woord het waar geword. En daarom het die woord van die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid, en hy wil ons in die waarheid kom lei. Dat ons die woord van die Here sal glo en sal handel op die woord van die Here. En deur daardie handeling het hulle daardie wonderlike ondervinding gehad. Dit was so, hulle kon die seën van God ontvang het. Hoekom is so baie kinders van die Here vandag die seën van die Here? Is omdat hulle ongehoorsaam is. Omdat hulle nie die woord van die Here lees nie. Omdat hulle nie handel op die woord van die Here nie. En daarom dat ons so baie keer die seën van die Here mis. En hierdie geestelike ondervinding wat ons kan ervaar. Die geestelike seën wat God vir ons inhou. Want wat sê hy vir ons in die woord van die Here? Dat deur sy armoede, dat ons ryk kan word. Deur sy seëninge wat hy aan elke van ons as mens dan ook wil bied. Kan ek dit miskien vir u voorhou soos wat die woord van die Here dit daar in 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 8 ook vir ons kom sê. As hy hierdie woorde dan ook kom sê in 2 Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hoekom mis ons as kinders van die Here dan hierdie seën van die Here? Is dit nie omdat ons nie luister na die woord van die Here nie? Ons geestelike ondervindings is maar van tyd tot tyd, wat ons op die kruin is, terwyl God daagliks vir ons hierdie seën wil inhou. Daardie mense, as hulle moes uitgegaan het, moes hulle daagliks daardie manna gaan optel het. As hulle daar was, dan was die manna daar en hulle kon opgetel het. Hulle kon gevoed word deur daardie manna. Hoekom mis ons die geestelike seën van die Here? Is dit nie omdat ons die manna in die oggend mis nie? As die son opkom en die dou val daarop, dan is daardie manna weg. Ons mis die seën van die Here, omdat ons nie verdiep in die woord van die Here nie. Ons verdiep ons nie in Christus nie. En ons mis die seën van die Here. Hierdie geestelike ondervinding, wat hy vir ons wil kom gee. En die getuienis, wat daardie mense kon gesê, maar die Here Jesus Christus het gesê, ons het hom nodig. En wat het hulle gedoen? Hulle het hom losgemaak. O, liewe toehoorder, ek wil vra, is baie mense daar buite nie gebind, omdat ons getuienis nie meer daar buite is nie. Omdat ons nie getuig teenoor die Here nie. Ons getuig nie teenoor die mense nie. Ons het nie meer daar die geestelike seën om van te getuig nie. O, sal ons weer by daardie plek kom,
Dat ons versadig word deur die Here, want dan sê hy, dan sal strome van lewende water uit my binneste vloei. Ek sal die oorvloed hê om met ander te deel. Is u koppie vanoggend vol tot oorlopends toe? Hulle het die opdrag van Jesus uitgevoer en daarom het hulle hierdie wonderlike getuienis kon lewer van hulle gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Hierdie Palmsondag, hierdie triomflike intog van die Here Jesus Christus, het die Here Jesus Christus vir hulle taak gehad. Wat is hierdie taak? Hy het gesê, hulle moet gaan. Hulle moet gaan. Hulle moet gaan na Jerusalem toe. Wat is die probleem vandag? Ons wil hê die mense moet net inkom. Ons wil hê mense moet die kerke se banke kom vul. Maar ons wil nie gaan om hulle los te maak nie. Terwyl die Here vir ons 'n taak en 'n opdrag gegee het in die woord van die Here, gaan en maak disippels. Ons moet hierdie wêreld gaan bereik. As hy ook dan vir ons sê, gaan en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hierdie disippels het dit gedoen, hulle het geluister daarna, en die resultaat was dat hulle daardie wonderlike seën van die Here daardeur kon gekry het, dat hierdie eselin en haar verlos gemaak was en gegee was vir die diens van die Here. Is ons nog in diens van die Here? Bereid dat hy ons kan gebruik. Hierdie disippels was beskikbaar daarvoor. Hoekom? Hulle het gereageer, ingehoorsaam. Die wonderlike seën van die Here ontvang en hulle het wonderlike resultate gehad. Maar ook in hierdie Palmsondag sien ons dat die profesie dan ook in vervulling getree het. Dit wat ons dan ook hiervan gelees het toe die Here Jesus Christus daar inkom op daardie eselvol se rug. Sagaria 9 vers 9, verskoon, ek het net gesê Sagaria 6 vers 6, Sagaria 9 vers 9, net daardie regstelling. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Ons sien in hierdie gedeelte waar die Here dan ook vir ons kom wys, hierdie wonderlike ene wat sal kom, wat sondeloos volmaak is, die regverdige, hy wat regverdig is, wat sondeloos volmaak is, die enigste een wat werklik kon kom, om vir ons die offer te kon bring, hy wat dan ook as oorwinnaar sal uittreë uit die stryd uit. Daarom het hulle al reeds daardie palmtakke, waar hulle hierdie oorwinning geproklameer het, waar die Here Jesus Christus oor die dood en oor die hel oorwinning sal behaal, sodat die mens nie nodig het om te sterf in sy sonde toestand en hel toe te gaan nie, maar dat hy die ewige lewe van God kan ontvang. Hy die regverdige, wat oorwinnaar oor die dood sal wees. En as ons gaan kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 15, dan praat dit van die opstandingshoofstuk. Dit praat van die oorwinningshoofstuk, waar die Here Jesus Christus oor die dood en die hel dan ook getriomfeer het. Maar ook die nederige ene, die sagmoedige ene, wat vir ons ook geleer het om te sê, dat ons in sy voetspore moet volg. Hy kom nie in 'n perd daarin gery, soos wat 'n koning sou gewees het nie, maar op 'n eenvoudige esel, om sy nederigheid, sy sagmoedigheid, sy werk wat hy ook in die mens se hart wil kom doen, daardeur vir ons kom wys. En mag die Here vir ons ook genade skenk, dat ons ook by die Here Jesus Christus maar sal leer oor sy nederigheid, en dat ons dit ook in ons eie lewe sal toepas. Maar dit is nie daar waar dit stop nie. En ons sien in Lukas 19 vers 39 tot 40, as hy daar ook vir ons sê, en sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En die antwoord sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.
Hierdie skare wat skree Hosanna. Hierdie skare wat juis daarop dui dat daar 'n oorwinning sal kom. Matteus 21 vers 8 en 9. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi. En die ander het takke van die bome afgepluk en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Wat beteken hierdie woord Hosanna dan? Hoekom sou hierdie mense daar die woord Hosanna gebruik het? En Hosanna beteken, red nou, red ek smeek u. Is dit nie eintlik 'n uitroep van hulle kant af, toe hulle daar uitgeroep het Hosanna? Hulle soek 'n verlosser, hulle soek iemand wat hulle sal vrymaak, hulle soek 'n ware Messias, wat vir hulle hoop sal kom bring, en hulle het in die Here Jesus Christus daar die hoop gesien. Dat ons ook sal daar die palmtakke swaai en sê Hosanna, red nou Here, red nou. Want dit is tyd waarin mense gered moet word. 'n Woord wat uitgeroep is onder die Jode, juis oor hierdie gedagte. En waar kom dit van af? Psalm 118 vers 24 tot 26, waar hulle ook dan hierdie aanhaling gemaak het. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Verwys na die opstandingsdag, waarin hierdie oorwinning oor die dood en die hel geproklameer sal word. En is dit nie wonderlik hoe dit al reeds hierin uitkom nie? Want hulle haal daar die Psalm 118 vers 24 tot 26 aan. Ag Here, gee tog heil. Hosanna, Here red. Here gee tog heil, dat daar verlossing sal wees. Veral in die tyd waarin ons lewe, het ons so nodig dat daar hoop vir hierdie wêreld sal wees. Here gee tog voorspoed, dat die Here daar die voorspoed sal bring. En daar die heil, hierdie woord heil wat beteken verlossing, vrymaking. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hierdie woordjie geseënd wat juis hier gebruik word, gaan oor die autoriteit van die Here Jesus Christus. Hy wat kom in die naam van die Here. Hy wat gestuur is vir hierdie taak en roeping om vry te kan maak. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Om die wil van God te kom uitvoer. Dis waarvoor Jesus gekom het, as hy sê, daar is in die boeke van my getuig, om die wil van die Vader te kom doen. Nou weet ek, daar's baie mense wat saam met dit dadelik hierdie aanhaling maak, waar hulle sê dat die Jode dan ook uitgeroep het, kruisig hom, dat dit dieselfde groep mense was. Ons moet verstaan, waar kom dit vandaan? Dit gaan juis oor die priesters van daardie tyd, wat die bloed van die Here Jesus Christus gesoek het. Die Jode aan die begin het dit nie gesê nie. Maar wat het gebeur? Hierdie priesters het hulle so opgesweep. Ons weet dit kort maar net 1 of 2 sterk persoonlikhede, en dit sweep 'n groot groep mense op, is dit nie? Ons sien dit maar in ons dag. En wat gebeur hier? Hierdie priesters, hierdie mense wat eintlik hoop vir hierdie volk moes gebring het, hierdie priesters wat hulle daarop moes gewys het, maar hierdie is die Messias wat gekom het, hierdie is die koning van die Jode, wat vrymaking bring. Dis juis hulle, wat dan daar uitroep en hierdie volk ophits, om te sê, maar ons soek die bloed van die Here Jesus Christus, kruisig hom, maak hom dood, want ons soek nie sy evangelie nie. En wat sê die woord van die Here? Kyk hier die getuienis, as hy daar praat in Johannes hoofstuk 12, wat ons saam gelees het, en die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie. Kyk, die wêreld loop agter hom aan. Is dit nie wat nodig is in die tyd waarin ons lewe nie? Maar nou sien ons, daar's mense wat dan vyande van die kruis is. Hulle soek die eer. Hierdie Fariseërs het die eer gesoek. Hulle het gesoek dat hierdie mense na hulle moet luister. Hulle het gesoek dat hierdie volk net na hulle moet hoor, en dit wat hulle verkondig, want hulle verkondig mos die waarheid. Daar's niemand anders met die waarheid nie.
Soos daar baie mense wat onder die vaandel van die evangelie en Christendom vandag die evangelie wil verkondig tot hulle eie voordeel. Net soos wat hier die fariseërs gedoen het. Sien julle dat ons niks vorder nie? Mense loop agter hom aan. In plaas dat hulle juis toe Johannes gesê het, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem, juis dit kom ondersteun het en dit bekragtig het, was dit as vyande van die kruis gewees. En hoeveel vyande van die kruis is daar vandag? Ag liewe toehoorder, dat ons ook sal besef dat die Here Jesus Christus juis gekom het om hoop vir hierdie wêreld te bring. En dat ons mense na Jesus toe moet wys, sodat hulle hom moet volg, dat hulle disippels van die Here Jesus Christus sal wees. Dat hulle disippels van Dominee Chris Lombard of van enige ander EG predikant of enige ander kerkgenootskap moet wees. Maar ons moet volgelinge van Jesus maak. Vir wie volg u vandag na? Volg jy 'n mens na of volg u waarlik Jesus na? En hierdie disippels het gesê, kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. En dis wat ons moet bereik in ons evangeliebediening, om disippels van Jesus te maak. Kan ek 'n mooi Afrikaanse woord gebruik? Proseliet. Want wat is 'n proseliet? Dis 'n volgeling. Ons die proseliete van mense maak, maar proseliete van Jesus Christus. Ons kan maklik die vinger na dinge wys, maar ek wil u vra vanoggend, wat het tot nou toe, wat het u gedryf, wat het u gedoen om die koninkryk van God uit te brei? Het jy al met siele gepraat? Het jy al siele bereik vir die koninkryk van die Here? Gaan u ook moet sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Wat het u om te offer? Die siele? Mense wat u bereik het vir die koninkryk van die Here. Hoekom? Lukas 19 vers 41 en 42 getuig daarvan. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Heer Jesus Christus, toe hy daar by daardie esel vol, daardie stad binne sou kom, kyk hy oor daardie Jerusalem, en wat sien hy? Hy sien mense in nood, hy sien die behoefte van hierdie mense raak, maar meer nog, dat daar skille voor hierdie mense se oë is. Dat hierdie mense moet bereik word, dat hulle nie verstaan, toe hulle daar uitgeroep het, Hosanna, vir die seun van Dawid nie. Hulle het nie verstaan, toe hulle hom gesê dat hy die koning van die Jode is nie. Hy wou vir hulle genade getoon het, daarom het die woord van die Here sê, en hy het naby gekom, daardie woord naby, is genade wat God wil toon. Hy wil genade aan die mens kom toon, hy wil genade aan my kom toon, hy wil sy liefde vir ons kom gee. Dink maar net daardie hart van hom, hoe hy geween het oor Jerusalem. Hoekom? Omdat daar liefde in sy hart vir kosbare siele was. Hy het simpatie met hierdie mense gehad, en die gunstige tyd toe God hulle sou besoek het hulle nie verstaan nie, Lukas 19 vers 44. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En ons weet 70 jaar later het hulle Jerusalem, het hulle daar die mure verpletter. Hulle het alles verpletter, selfs die tempel. Hoe hulle dit verbrand het om daar die goud uit daar die tempel uit te kry. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Hoeveel mense mis die gunstige tyd van God. God met ons kom praat het. Die Gees van God die oortuiging kom bring het. Toe ek onder daardie bewussyn van my sonde toestand gekom het, maar ek gesê het, ag Here, ek stel eers 'n bietjie uit. Ek wag nog 'n bietjie. Ek reageer nie op die gunstige tyd toe God my kom besoek het nie. Hierdie mense het dit nie raak gesien nie.
Hulle het nie besef dat hulle hierdie selfde Jesus wat hulle nou gaan kruisig, eendag sal, soos Filippense 2 vers 10 en 11 sê, dat in die naam van die Here elke siel sal getuig. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Elke mens sê die woord van die Here. Die gunstige tyd toe ek jou besoek het jy dit nie raak gesien nie. Lukas 13 vers 34 tot 35. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n henaar kykens onder die vlerke en julle wou nie. Het jy al gesien as daar gevaar dreig en daar 'n hen met kleintjies is? Wat begin sy te doen? Sy begin dadelik te kloek. En 'n sekere geluid te maak wat maak dat daardie kleintjies almal na haar toe hardloop. En hulle almal onder daardie vlerke inklim. Here Jesus Christus sê, daardie gevaar dat hulle in hulle sonde toestand sou sterwe en die gunstige tyd dat hierdie roeping dan ook uitgaan na hulle toe. Toe daardie lig dan ook kom skyn het sodat die lig in die wêreld sou gekom het. Het hulle nie raak gesien nie. Hoekom? Hulle gedagtes was verduister. Hulle werke was verduister. Hulle lewe was verduister. Maar die lig wou geskyn het in hulle harte en hulle het dit nie toegelaat nie. Hulle het hulle laat oorheers deur 'n paar groepie mense om te sê, ons soek sy bloed, hy moet kruis toe. Jesus het geweet daarvan. Lukas 19 vers 42 wat sê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, daardie Sondag, daardie eerste dag van die week, toe hy daar ingekom het na Jerusalem toe hy hoop wou gebring het, toe hy vrede vir hulle wou gebring het, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is jou oë bedek. En ons dank die Here dat hy in tyd soos hierdie ons oë wil kom oopmaak, dat hy ons lewe wil kom verander, dat hy ons nuwe lewe wil kom gee. Toe hy daar in Jerusalem inkom, nadat hy daaroor geween het, waar gaan hy heel eerste heen? Hy gaan daar na die tempel toe. En wat sien hy daar by die tempel? Hy sien waar lê die groot probleem. Lukas 19 vers 45 en 46, en toe hy in die tempel ingegaan het, begin hy die wat daarin verkoop en koop uit te jaag, en hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Hierdie is die groot probleem, dat daar nie meer plek vir God in baie mense se lewe is nie. Ons het plek gemaak vir baie ander dinge in ons lewe, behalwe waarvoor ons moet. 'n Hart wat 'n rowerspelonk is, hoe kan dit gebeur? Kommersialisering. Liewe toehoorder, weet jy wat is die advertensie wat uitgaan van sekere kettinggroep vandag? Easter begins with us. Het jy dit gehoor? Het jy dit gesien? Easter begins with us. Rand en sent, kom koop by ons, want Paastyd begin by ons. Het ons nie die boodskap verloor nie. Omdat ons vandag, ons soek allerhande voorspoed, selfs op godsdienstige gebruike, godsdienstige praktyke, word 'n bron van wins. Liewe toehoorder, as ons meer geld najag as wat ons siele najag, is ons fokus vandag verkeerd. Moet ons fokus nie weer draai, ons harte regkom, dat ons siele vir die koninkryk van God sal wen. Het ons harte nie dalk 'n rowerspelonk geword nie. Daar is baie maniere waarop dit gebeur het, en sekere kerkgenootskappe waar die verkoop van aflate, heffen van buitensporige tariewe vir dienste,
As 'n mens berading moet doen, predikant deesdae, dan moet jy hom betaal vir dit, jy moet hom betaal vir dat. Is dit waaroor dit moet gaan? Moet dit nie gaan oor kosbare siele nie? As daar iets gegee word, is dit 'n bonus. Maar waaroor moet dit gaan? Dit moet oor siele gaan. Nie soos hierdie fariseërs. Mense wil nie meer agter ons aanloop nie. Ons vorder nie meer nie. Nou moet ons allerlei dinge doen, sodat mense net weer getrek kan word. En ons maak proseliete van mense, en ons maak nie proseliete van Jesus Christus nie. Sal siele nie weer vir ons belangrik word nie. Die uitbuiting van kwesbares, om voordeel te trek uit mense se behoeftes en desperaatheid. Afwyking van goddelike doel. My huis moet 'n huis van gebed wees. Maar wat het die mense gemaak? Hulle het dit 'n handelshuis gemaak. Die Bybel beklemtoon die tempel as 'n plek van gebed en aanbidding. Wat moes hulle by die tempel kom doen het? Dit was deur God daar gestel, die enigste plek waar hulle offers moes gebring het. Wat gebeur vandag in ons kerk? Is dit nog 'n plek waar ons werklik by mekaar kom, God se aangesig soek, waar ons God groot maak? Daar markte nie ons bron van wins is nie. En liewe toerder, ek sê nie is fout dat ons 'n vlooimark hou nie. Hoor mooi wat ek sê. As dit God is wat dit in ons harte kom werk het, is dit reg om daardeur fondse te in. Maar dit moet nie ons hoofdoel van ons fondse wees nie. Ons tiendes is dit wat God vra, daardie offergawe, 'n vrywillige offer vir God. Maar wat moet die belangrikste vir ons as gemeente wees? Siele. Is siele ons prioriteit vanoggend? Ongelukkig sit ons met baie skynheiligheid en 'n oppervlakkige godsdienste gelewe. Mense wat beweer dat hulle godsdienstig is, maar hulle optrede wys anderste. 'n Gebrek aan die geregtigheid om werklik in die weë van die Here te wandel, om te sorg vir die armes soos wat die woord van die Here vir ons sê. Wanneer godsdienstige leiers versuim om werklik dit wat God vir ons op ons hart gedruk het, wat ons moet doen om dit nie na te kom nie, dan word God se huis, wat 'n huis van gebed moet word, 'n handelshuis, 'n rowerspieël. Die voorbeeld wat die Here Jesus uit die Bybel vir ons kom gee het, is juis daardie reiniging van daardie tempel, die hart skoon te maak, dit weer vir die doel daar te stel waarvoor God dit dan ook wil gebruik. Jesus se optrede in die tempel was die regte bestraffing van hierdie dinge. Hoekom? Sodat die regte dinge weer gedoen kan word, die regte hantering van die woord van die Here. Jeremia se boodskap, die profeet Jeremia het gewaarsku teen die tempel, dat dit 'n plek van diefstal sal word en mishandeling. Maar wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here moet reg verkondig word. Dat predikante nie op 'n kansel sal staan en sê, so sê die Here, terwyl die Here nooit gesê het nie. Om in gehoorsaamheid die woord van die Here af te lewer. Ag, liewe toehoorder, hoe lyk ons harte vanoggend? Is dit nie die probleem waarmee ons sit vandag? Dat ons fokus het verander nie. Dat ons weer ons fokus sal regkry. Dat hierdie Palm Sondag ons weer sal lei na wat ons moet doen en hoe ons God moet aanbid en hom werklik eer. Hosanna, Here red, Here maak vry. Dat dit ons hartklop sal wees, dat ons oor siele sal ween, soos wat hy oor siele geween het. Dat ons gesindheid teenoor mekaar reg, in nederigheid die een hoër ag as homself, om daardie harte te ondersoek. En soos wat die woord van die Here vir ons ook sê, in 2 Korintiërs 7 vers 1, en hierdie gedagte, 2 Korintiërs 7 vers 1, net daardie skrifgedeelte regkry, as hy dus sê, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die gees en die vlees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ag, sal ons toelaat dat die Here ons harte kom ondersoek vanoggend.
Totdat die Here deur sy Heilige Gees die soeklig van die hemel op ons harte sal kom val. En kyk of ons gesindheid en ons houding teenoor die Here reg is. As ons uitroep Hosanna, dat ons dit sal doen omdat ons hart reg is. Nie omdat ons allerhande mooi dinge en 'n vertoon daardeur wil maak en die Here aan die ander kant verloon nie. Mag die Here ons genade skenk. Amen. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat U ons kom wys het op hierdie dag wat U vir ons ook kom doen het. Ag, en dat ons dit sal verstaan. Maak ons harte oop. Die verstaan daarvan. Here, ons lees ons Bybel, ons verstaan baie keer en ons sien wat gebeur het. Maar Here, die geestelike inhoud en die betekenis daarvan, dat U dit in ons harte sal kom ingrafeer. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Kom ons gaan ons slotlied dan ook sing, Gesang 62, 3 verse, loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Dat ons dank en ons hulde teenoor hom eg en eerlik sal wees. Kom ons maak sy naam groot, ons sing 3 verse om mee af te sluit. Ons seën van die Here en gaan sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.